Nico, ek en my pa kyk nou net na Rugby Rivals se YouTube channel. Daar waar Victor Matfield praat met die Nieu-Zeelandse ex-All Blacks. En hulle het 'n interessante onderwerp aangeraak. Hulle praat oor Suid-Afrikaanse Rugby Unie wat die pryse aangepas het vir die seisoenkaartjies en die losies en sulke dinge, jy weet. Mense moes blykbaar weer betaal vir hierdie kaartjies wat nou uitgekom het of uitkom. Hulle kan nie hulle seisoenskaartjies gebruik om of hulle losie tyddeel of wat ek al hulle het gebruik om die games te gaan kyk nie, hulle moet weer betaal. En toe kom dit nou uit, Victor Matfield sê daar, hy dink Suid-Afrikaanse Rugby Unie maak 'n groot fout om dit te doen, want mense kan dit nie bekostig nie, maar ek sê vir jou nou, omdat ek nou in Paul Roos was, en omdat ek nou deur die jare by die universiteit indirek betrokke was, asof my pa, wat daar professor was, jy weet. 'n Mens kan sien hoe 'n goeie rugby skool soos Paul Roos contribute tot die langtermyn sukses van die Springbokke. En as hulle nie op een of ander manier geld inbring nie, kan hulle nie daai massa sisteem van mense oor die hele land, selfs internasionaal, ondersteun finansiëel nie, en dan moet die publiek net maar tevrede wees as die Springbokke nie meer wen nie, hoor. Want die Springbokke nie meer die beste is nie. Want ek sê vir jou, ek kyk net byvoorbeeld na Frans van Niekerk wat nou afgetree het, ne? Hy het dekades lank Springbokke gelewe vir die Springbokspan, van Paul Roos af, van skoollevel af. En hy is 'n onderwyser, ne? Hy gaan arm doodgaan. Hy is afgetree nou. Waar kry hy die voordele vir al die effort wat hy ingesit het? En hy is nie die enigste ou waarskynlik wat hierdie pryse betaal nie, hoor. Wat absolute superieure system building doen vir die Springbokke, maar omtrent niks daarvoor terugkry nie. As jy superieure produk lewer, moet jy superieure betaling kry, en dit is wat hierdie mense nie verstaan in Suid-Afrika. Hulle dink anything must be for free. Africa, everything must be for free.